Digital IDs gaan inkom en almal moet digital IDs hê. Dit kom. Mense, dit kom. Dan kom ons en ons sien die aardbewings. Ek wil vinnig gou-gou vir u vertel oor die aardbewings. Die aardbewings is in die afgelope tyd weer besig om vinnig al hoe meer en meer te word. Gister 130 aardbewings reg oor die wêreld. Van daai 130 was daar so 16 wat bokant 5 op die Richterskaal was. Waarvan 6 bokant 6 was en 2 bokant 7. Gister se grootte was gewees 7, ek het hom hierso 7,8. En my liewe broer en suster, dit begin al hoe meer en al hoe erger word, intens raak. Julle gaan nou hoor wat ek gaan lees en vir julle vertel. Broer en suster, ons moet reg wees. Weet jy wat sê die mense met die argeoloë en dit alles? Hulle sê, well, we must be careful, there's a 9 coming. Very, very soon gaan ons dit sien. My broer en suster, die aarde is in afwagting vir die openbaarmaking van die kinders van God. Luister wat sê die woord van die Here vir ons, en ek gaan vir u lees in 1 Thessalonicense 5. 1 Thessalonians 5, then from the first verse, van die eerste vers. Luister baie mooi. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Dis die tye wanneer die wegraping gaan wees, want dit volg nadat die opstanding en die wegraping en so aan. Hierso sê die woord, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê, vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die baringsnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Sien jy daar? Die baringsnood. Nou vat ons as ons kyk na die baringsnood en ons gaan terug na die aardbewing. Wat kry 'n vrou as sy besig is om te baar? Geboortepyne. En hulle kom kort en nader. Ek praat gister met iemand, ek verduidelik vir hom. Ek volg die afgelope 12 jaar al die aardbewings. En weet julle my broer en suster, hy gaan op, af. Dan is daar so baie, dan is daar min. So gaan hulle aan. En al hoe hoër, en al hoe sterker, en al hoe erger. Hierdie jaar is die jaar wat die sterkste al is. 8.8 was dit nou die dag. Né? Ons is baie naby aan 'n 9 en baie naby aan dat daar so nog groter is gaan wees. Want my broer en suster, daar gaan 'n groot aardbewing wees as Jesus kom. Want die grafte moet oopgaan. En dieselfde het gebeur toe Jesus gesterf het. Die grafte het oopgegaan. Daar was 'n groot aardbewing. Daar was 3 ure lank duisternis. Daar gaan duisternis oor die aarde kom. Baie mense praat oor 3 dae duisternis. Ek glo nie, ek weet nie hoeveel nie, maar ek weet daar gaan duisternis wees. En daar gaan duisternis op hierdie aarde toeval. Want die duiwel gaan probeer om mense te wil vernietig. En mense gaan agter die duiwel en aan sy dinge glo. Julle gaan miskien vir my sê, maar pastoor, regtig? Ja. Weet jy, kom ek wil vir julle ook sê. Hulle gaan nie kom en vir jou sê, hierdie is die merk van die bees nie. This is the mark of the beast nie. Nee. Hy kom stadig in. En weet jy, Swede, wat al klaar almal digital IDs het. Switserland, wat digital ID is al klaar. Wow, it's so easy. We don't have need to money. It all goes on now. Digital ID. Alles is op die digital ID. Jy hoef nie meer kaarte te dra nie, jy hoef nie ID te dra nie. Alles is daar. Man, dit is so wonderlik. Hallo. Dit is nie gesê in die Bybel, dit gaan moeilik wees om die merk van die dier te vat. Engeland praat al klaar. Jy gaan nie eers in Engeland kan inkom en uitgaan as jy nie 'n digital ID het een van die dae. Jy sal nie meer werk kan kry as jy nie 'n digital ID het. Wat gaan gebeur? Jy sal nie kan koop of verkoop as jy nie jou digital ID het nie. Dit gaan erger en erger word, my broer en my suster. En die mense gaan val soos 'n stroom vir dit. Wil u waarsku vandag. Kom, wees gereed. Jesus kom. Ek wil vir u sê, ja maar pastoor, as die Here weg is en ons het agtergebly, ons het nog kans. Ja, jy gaan.
jy gaan met jou lewe moet boet. En as jy nou nie eers reg is, wat sê jy gaan dan van nou? Ek wil eerder, soos dat daai een pastoor gesê, I want to be with the first flight out. Ek wil huis toe gaan. Daarom my broer en suster, luister wat sê die woord verder. Vers 4. Maar julle broeders is nie in die duisternis dat die dag, julle soos 'n dief sal oorval. Sien julle? Die Here praat hier met ons. Ons is nie in die duisternis dat die dag ons sal oorval nie. So ons moet gereed wees, ons moet weet, ons kan hierdie dinge sien gebeur. Lukas 21:28, wanneer hierdie dinge begin gebeur, kyk op, julle verlossing is naby. My broer en suster, ek weet nie van u nie, maar ek raak opgewonde as hierdie dinge gebeur. Want ek weet die koning kom en ek gaan huis toe. Ek wil nie op hierdie aarde meer wees as hierdie dinge gebeur nie. Hoor wat sê hy vir ons verder. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Sien julle? Daarom moet ons moet kennis neem van dit wat gebeur. Maar ons, die volk van die Here gaan ten gronde vanweë gebrek aan kennis. En broer en suster, ons moet ons kennis kry. Pastoor, maar hierdie is doom en gloom. Nee. Kom ons raak positief oor dit. Het is nie nodig om negatief daaroor te raak nie. Om begin bly raak en sê, Here, kom Here Jesus, ek het U lank verwag. Ek wil huis toe gaan. Moenie laat die vyand jou kom wegsleep nie. Maar hoor wat sê hy vir ons verder. Want die wat slaap in die nag. Die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan. En as helm, die hoop van op die saligheid. Sien nie, ons moet gereed wees. Ons moet onsself reg kry, gereed maak, die borswapen aan hê, ons die helm aan hê. Want as ons dit aan het, kan die vyand ons nie onderkry. En my broer en suster, die vyand wil jou breek, die vyand wil vir jou onderkry, maar die kind van God moet staan. Ons moet ruggraat hê om te staan in hierdie tye. Hoor wat sê hy vir ons verder. Gaan weer vers 8 lees, maar laat ons wat in die dag is, nugter wees, die borswapen van geloof en liefde, hoor, geloof en liefde aan, as helm die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot toorn nie. Sien nie? Maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. So of jy slaap en jy lewe in die Here, my broer en suster, gaan jou slaap soet wees. Gaan jy weet, as die Here kom, is jy huis toe. Broer en suster, kom ons wees gereed. Hoor wat sê hy vir ons verder. Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Wow. We are living with Christ, and with Christ in us, we are more than conquerors. En hier kom ek met die teks wat ek vanmôre wil hê u moet mooi luister. Hoor wat sê vers 11. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Sien nie? Ons moet mekaar bemoedig. Ons moet mekaar opbou. Ons moet nie toelaat dat die vyand medeboeties en sussies afbreek nie. Ek wil vir u vanmôre aanmoedig, kind van God, kom ons bou mekaar op in die liefde van Christus, in die liefde van die Here, moet die een die ander hoor ag as homself. Dat die woord van God ons leer. Maar weet jy, ons is te geneig om mekaar te wil afbreek. Te geneig om met mekaar onder te wil sit. Nee, kom ons bou mekaar op. Hoor wat sê die woord verder. Maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorganger is in die Here en julle vermaan. Bewys hulle in liefde die hoogste agting terwille van hulle werk.
Hou vrede onder mekaar, sien jy? Hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. Sien jy? Wees lankmoedig teenoor almal. Nie net party nie, almal. Eina pastoor, dit is erg. Lankmoedig te wees, maar daai ene, ek sal hom graag wil knyp. Ek sal hom graag wil 'n bietjie vertel waar Dawid die wortels gegrawe het. Is dit nie so nie? Ons is te geneig om dit te wil doen. Hoor wat sê hy? Hy sê, ons sorg dat niemand 'n ander kwaad met kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal. En hierso is die ander voorskrifte. Hoor mooi. En ek praat vanmôre met kinders van die Here. Luisteraars, luister ook. Wees altyd deurbly. Wees altyd deurbly. Pastoor, maar ek kan nie bly wees as dit in my sleg gaan nie. Weet jy wat? As jy oggend opgestaan het en jy daai voetjies van die bed af gegooi, kan jy bly wees. As jy die oggend opstaan en jy sê, halleluja, prys die Here, kan jy bly wees. My broer en my suster, soos Pastoor Mario vanmôre toe hy vir my was vir my so awesome, toe hy dit vir my sê. Hoe baie mense het vanmôre nie hulle monde kon oopmaak om te kan dankie sê nie. Hoe baie mense het vanmôre in 'n siekbed lê hulle in 'n hospitaal, hulle kan nie eers loop nie. Hoe baie mense is vanmôre wil hulle graag hierso in hierdie plek sit, maar hulle kan nie. Hoor wat sê hy verder? Bid sonder ophou. Bid sonder ophou. Pastoor, maar ek moet ophou bid. Nee, jy kan al die tyd bid. Waar jy loop, as jy loop pad werk toe, as jy ry op pad werk toe. Weet jy, my kar is baie keer my binnekamer. Terwyl ek in daai voertuig ry en ek begin met die koning praat. Ek het eendag, jare gelede, toe ry ek so en 'n persoon sê vir my, pastoor, met wie praat jy? Jy bietjie begin mal raak in jou kar en sien jy in die kar is, dan waai jy en jy praat met iemand. Ek sê, weet wat, ek praat met die koning. Ek is besig om met die koning te praat. Ek kan mal raak voor die koning. Hoekom nie? Wie keer jy? Hoekom begin jy nie die Here loof en prys? Jy sal mal raak vir rugby of vir al die ander goeters. Hoekom raak ons 'n bietjie mal vir die koning nie? Kan ons net 'n bietjie sê, Here, dankie. Thank you, Lord, that you saved my soul. Thank you, Lord, for giving me. Lord, thank you that I'm whole. Thank you, Lord. Here, dankie vir alles wat U vir my doen. Here, dankie dat ek kan lewe. Dankie dat ek asem het. Yes. My eerste woorde vanmôre was oor Koning Jesus. 12 uur gisterand. So net na 12 sê ek, Here, dankie, dankie, dankie. Dankie dat U my nog 'n jaar gespaar het. Dankie vir nog 'n jaar. Here, gaan saam met my hierdie nuwe jaar. U weet wat voor lê. Ons sê te min, dankie. Hoor wat sê hy vir ons verder. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar. Want dit, hoor mooi, is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Hoe, pastoor, hoe kan ek dankbaar wees as ek bankrot speel? Hoe kan ek dankbaar wees as ek my voete onder my uitgeneem word en ek op my boude sit? Ja, pastoor, weet jy wat? Jy weet nie hoe erg is dit nie. Wees in alles dankbaar. Ons het altyd baie meer om voor dankie te sê as wat ons oor negatief kan wees. Hierso is die probleem. Die volgende vers wil ek vanmôre vir u sê, my broer en my suster, so baie mense mis die volgende vers. Vers 19 sê, blus die gees nie uit nie. Blus die gees nie uit nie. Hoe vanmôre sê, sodat ons gesing het, I surrender. I surrender. Weet jy, broer en suster, we must surrender everything to the Lord. Ons moet alles surrender. Blus die gees nie uit nie. Weet jy, as jy die gees van God uitblus, is jy verlore. Maar as die gees van God in jou is, dan tel hy jou op, dan versterk hy jou, dan gee hy vir jou nuwe krag, dan tel hy jou, dan weet jy, die Here is met jou,
hy sal jou deurdra. Dan kan jy in alles dankbaar wees. As jy die gees van God het wat jou lei, en jy blus hom nie uit nie, dan wil ek jou sê vanmôre, gaan jy meer as 'n oorwinnaar wees. Amen. Pastoor, jy weet nie. Kom ek wil vir julle sê, die pastoor weet om alles te hê en hy weet ook om niks te hê. Maar weet jy wat? Dank die Here, ek het alles in hom. Ek wil eerder alles in hom hê as alles op hierdie aarde te hê. Verag die profeseë nie. Volgende vers. Verag die profeseë nie. Jy weet, so maklik. Hardop ons weg met 'n profesie. En ons luister nie mooi, wat het die Here eintlik vir ons gesê? Wat is daai profesie eintlik voor bedoel? Daarom wil ek vanmôre vir die kerk van Christus sê, verag die profeseë nie. En die volgende vers is natuurlik een wat baie mense so maklik kan sê, o pastoor, maar daar so sê die Bybel dit. Hoor mooi. En boete hulle, Pastor Mario, hulle kan hierdie vers kan dit daar maar uit proporsie uitdruk. Waar hulle sê, beproef alle dinge, maar behou die goeie. O, pastoor, ons beproef dit. Hallo, sê vir my 'n bietjie een ding. As jy weet daar's 'n vuur en jy gaan jou vinger in die vuur druk. Jy moet alles beproef, dan gaan druk jou vinger in die vuur dan, man. Jy gaan brand. Is ek reg, Pastor Mario? Pastor Luke, is ek reg? As jy jou vinger in die vuur gaan druk, gaan jy brand. Beproef alle dinge, maar behou die goeie. Pastor, ek beproef die dinge. My broer en suster, ek dink ons gesonde verstand vertel ons, as jy gaan dinge beproef wat nie reg is nie, gaan jy moeilikheid optel. So ruk gelede, ek voel ek moet dit vertel. Ruk gelede kom iemand by my. Hy sê vir my, pastoor, nee, maar ek het net so 'n bietjie die dwelms gaan beproef. Ekskuus. Ek sê maar jy weet dit is nie verkeerd. Waarvoor het jy dit gaan beproef? Ja, maar die Bybel sê beproef alle dinge. Ek wil maar net dit beproef. Ek sê vir hom, wel, ek sê as jy chommy in die vuur spring, gaan jy in die vuur spring? Nee. Ek sê nou, ja, maar hulle het my gesê ek moet dit beproef. Ek sê, my. Ek sê, so jy sê vir hom luister om dit te doen, maar jy sal nie vir jou chommy luister wat sê kom kerk doen. Nee, maar pastoor, wag nou so 'n bietjie. Dis hoe die duiwel 'n leienaar is. Dis hoe die duiwel mense wegsleep van God af. En die mens luister na sy stem, meer as wat hulle na die stem van die Here luister. Dis tyd dat die kerk van Christus weer sê, Here, help ons om ons ore in te stel op u soete Heilige Gees. Blus die Gees nie uit nie. Want as die Gees van God uitgeblus is, my broer en suster, is die kerk dood. Maar as die Gees van God werk in 'n kerk, dan kan ons sê, Here, ons luister na u stem. Ons wil luister. Speak, Lord. I want to listen. I want to hear your voice. Kyk net hoe vinnig luister die mense na, beproef alle dinge en behou die goeie. Die volgende vers, bewaarsku ons dadelik. Hy sê, onthou julle van elke vorm van kwaad. Maar dit lees die mens nie. Weet jy, dit is so snaaks hoe mense dadelik, Pastor Mario, is dit nie so nie, hy sal een bevat wat hy wil hê, daai versie, dis nou sy versie. Dan sal hy kom ook, dan gaan hy vinnig vir jou sê, maar pastoor, die Here het water en wyn verander. Daai ene kom hulle baie vinnig mee. Dit is snaaks, hulle ken daai teks in die Bybel. Hulle ken nie die ander tekste nie. Jy sê, jy moenie van jou drank gee nie. Maar hulle sal altyd dit wat hulle pas. Kom ek wil vir jou sê, jy kan enige ding, kan jy regverdig as jy dit wil, gaan regverdig uit die woord uit. Maar gaan lees die woord ten volle. Dit is die woord ten volle. Nie net hier so 'n stukkie en daar 'n stukkie nie. Ekskuus, 'n mens eet nie net een stukkie in een stukkie nie. Nee, jy eet mos al jou kossies, né? So eet al die kos van die woord van God. Hy sê vir ons hierso, onthou julle van elke vorm van kwaad. En mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en liggaam, geheel en al
onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Sien nie, dis 'n taak wat ek en u moet doen. Ons moet sorg dat ons heiligmaking nastreef, dat ons heiligmaking begin lewe. My broer en my suster, heiligmaking is 'n dag vir dag proses. Elke dag. Pastoor, maar niemand kan heilig wees nie. Waarheid, maar jy kan heiligmaking nastreef. Jy kan heiligmaking nalewe. Sê Here, help my, want sonder heiligmaking gaan jy God nie sien nie. Want hoor wat sê hy vir ons verder. Hy sê, hy wat julle roep is getrou. Hy sal dit ook doen. Broeders, bid vir ons. Sien nie? Weer 'n keer, bid vir ons. Bid ons nog vir mekaar. Bid ons nog as ons hoor van iemand. Iemand kom en sê, "Hy het jy gehoor van Pastoor Danny?" Sê, "Kom ons bid gou vir hom." "Hy het jy gehoor van Suster Sari?" "Kom ons bid gou vir haar." Ek wil vir jou een ding sê. As jy so begin bid vir mekaar, sal daar so nie skinderveldtogte en al daardie dinge wees nie. Dan sal die kerk van Christus wees wat die Here ons voor geroep het. Bid vir mekaar. Bid vir mekaar. Bid sonder ophou. En daarom wil ek vanmôre vir u sê, my broer en suster, as Jesus vandag kom, is ons gereed. Is ons op die plek waar hy ons sal vind. As ons kyk na die dinge om ons, en ons sien hoe die dinge plaasvind in jou wêreld, en ons kyk na hierdie voorskrifte wat die Here vir ons hierso gee. Die voorskrifte wat ek nou oor gepraat het. Wees in alles dankbaar. Die wil van God in ons lewens. Blus die Heilige Gees nie uit nie. As ons na hierdie voorskrifte kyk, hoe staan ek in jou saak vanmôre? Doen ons dit? Luister ons? Of is ons hoor dit, maar ons doen dit? Ek wil vanmôre vir die kerk van Christus vra, die kinders van die Here vra, kom ons begin daders van die woord wees. Nie net hoorders nie. Want hoe maklik kan ons dinge hoor, maar ons doen dit nie. Hoe maklik kan ons dinge hoor, maar ons spreek dit nie. Hoe maklik kan ons uitvind en weet van dinge, maar ons praat nie daaroor nie, en ons bid nie vir mekaar nie. Ek wil vanmôre vir julle sê, my broer en my suster, kom ons begin die woord van die Here uitleef. Laat ons die geur van Jesus aan die wêreld daar buite bring. Laat die wêreld kan weet, Jesus red en genees en hy doodklop met sy gees. Want hy is dieselfde gister, vandag tot in alle ewigheid. Hy sal nie verander nie, want hy is God. Hy is die God wat vir ons lief is. Hy is die God wat vir ons wil alles doen. Maar doen ons alles vir hom? Vra vir jou mooi vanmôre, kom ons luister en kom ons bid vir mekaar. Kom ons lê mekaar aan die voete van die Here neer. Sê, Here, my boetie en my sussie het u nodig. Here, kom raak hulle aan, kom versterk hulle, kom wees met hulle. En u gaan sien wat die Here vir u gaan doen. Die Here gaan groot dinge doen, as die volk van die Here aan sy voete net wil bly. En sê, Here, ons soek u volheid. Kom staan by ons stil, Here. Kom versterk ons. Vra dat ons oë sal sluit in hierdie plek van môre. Ons harte oop sal maak. Sê, Here, kom praat met my. Here, kom raak my aan. Here, laat ons vir mekaar sal bid. Dat ons vir mekaar sal opdra. Soos nog nooit van tevore. Here, sit te wag voor my mond. As ek nie moet praat. Maar Here, laat my woord met sout besprinkel sal wees. Dat my woord geur sal bring vir hulle om ons.
Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe. Here, U sien 'n groep mense en luisteraars wat vanmôre in alle eerlikheid na U toe kom en vra, my God, daar waar ons gefaal het, vergewe ons, Here. Here, daar waar ons nie gedoen het of gespreek het wat ons moes spreek nie, vergewe ons. Meester, ons gebed vanmôre is dat U ons sal lei, dat ons dit nooit weer sal doen nie, dat U soete Heilige Gees ons sal attent maak, dat ons U ambassadeurs op hierdie aarde is. En Meester, dat ons die geur van Jesus sal uitdra vir hulle om ons. Ja, Here, hoe baie het vir hierdie woord op brandstapels al gesterwe. Hoe baie mense het gelei sodat ons die woord van God vandag in ons midde het. Meester, ons dank U daarvoor. Ons dank U dat ons vanmôre die woord het en dat die woord lewe en kragtig is. En Vader, ek wil bid dat U vanmôre elkeen sal aanraak en versterk in hierdie plek. Elke luisteraar sal aanraak. Elke ene wat hierdie boodskap hoor, Here, dat ons net sal ingestel wees op U. Niks op mense nie, maar dat ons op U ingestel sal wees en dan sal doen wat U welgevallig is. Want Vader, te veel het ons na die aardse dinge geluister, na die aardse influisteringe geluister. Maar ek wil bid, Here, dat U ons sal doof maak vir die influisteringe van hierdie wêreld, maar dat U ons ore sal oopmaak wanneer die soete Heilige Gees met ons praat. Daarom vra ek vanmôre, Heilige Gees, kom spreek in elke hart. Kom spreek in elkeen van ons. Lei ons, versterk ons en dra ons deur, Here. Dis my gebed vanmôre in Jesus Christus se wonderlike naam. En ons almal sê, Amen. Prys die Here.